Okay, voor ons invoices kan maak, moet ons eers products and services, en dit beteken die produkte wat jy verkoop of die dienste wat jy verkoop insit. So ons gaan weer hier gaan by die triggertjie waar ons al die apps kan kry, en dan hier onder Customer Hub gaan ons ingaan, en hierso sal ons dan nou products and services kry. Hier wil jy, dit is die deel van jou invoice wat jy herhaaldelik gaan oor en oor en oor kies. So, om nou dit vir hierdie kliënt in te sit, gaan ons 'n admin fee heel eerste vir hulle insit. So, ons gaan 'n service hier insit. As jy produkte doen, gaan jy produk in hierdie geval kies. Ons wil nou 'n non-stock service item hier insit, en die naam van die service gaan ons dan nou hierbo insit. As jy op SKU, dit is 'n spesiale kode, soos jou barcode amper as jy dit so wil stel. As jy nie weet wat dit is dit beste net om dit heeltemal leeg te los hierso. As jy verskillende kategorieë in jou company het, kan jy dit hierin insit. Vir nou gaan ons dit net eers leeg hou, om dit so eenvoudig as moontlik te hou. My advies is altyd, hou dit so eenvoudig as moontlik, tot jy voel jy het iets ekstra nodig. Nou, hier by description, my naam is Docs Admin Fee, so dit is pretty self-explanatory, hy verduidelik al klaar vir jou redelik wat jy wil hê, so ek het nou niks anders om hier in te vul nie, wat as ek nou regtig wil iets anders hier insit, gaan ek nou dit net bysit, maar jy kan jou beskrywing van jou services maak, presies wat jy wil hê, jou dienste wat jy lewer. Dan as jy 'n algemene rate het vir daai diens, dan kan jy dit hier insit, of daai produk, dan kan jy dit hier by price rate insit, en ons wil altyd hê dit moet na die sales toe gaan, tensy jy in 'n spesifieke afdeling dit wil gaan kies, maar ons gaan nou net eers vir nou met sales gaan. Soos ek sê, as jy nie weet nie, gaan met die eenvoudigste antwoord moontlik. En ons koop mos nou nie hierdie diens van 'n verskaffer, dit is net 'n skoon diens wat ons lewer aan die kliënt, so I do not purchase from a supplier, so ek gaan nie hierdie tik nie. Daar het jy jou eerste diens opgelaai, en van hier af kan ons baie maklik dan nou 'n invoice gaan create, en dan nou elke keer net daai enetjie klik. En jy kan altyd hier kom op edit as jou dienste se prys verander. Ek het altyd net hierop kom en dan nou edit en dan die diens se prys verander. Jy kan dit ook sê nou maar dit is in 'n geval, 'n spesiale geval, en daai spesifieke diens het nou 'n ander prys, kan jy wanneer jy 'n invoice maak en jy het sommer daarop ook verander.